Goeiemôre graad 2's, ek hoop dit gaan goed. Ek hoop julle is opgewonde, dis donderdag vandag en dis amper naweek. Ons gaan vandag lekker werk. Môre gaan ons lekker speltoetsie skryf en om te sien of julle julle werkies ken. So kom ons begin met vandag se werkies. Reg, ons gaan begin met ons handskrif. Ons kyk gou na die datum. Vandag is die wat? Die 16de April 2020. Wat is die dag vandag? Dis donderdag, wat was gister? Woensdag, wat is môre? Vrydag, mooi. Kom ons val sommer dadelik weg met die handskrif. Reg, as ek wil gaan 'n bietjie groter maak vir julle. Vandag het ons 'n nuwe patroontjie en die patroontjie lyk baie soos die lettertjie wat ons gaan oefen. Die lettertjie wat ons vandag oefen is die klankies. Kom ons almal sê saam en die klein lettertjie en die hooflettertjie lyk baie dieselfde. Behalwe dat die klein lettertjie slegs een lyntjie neem en die hoofletter 2 lyntjies neem. So kom ons gou ons vinger in die lig of in die skerm en ons oefen gou die So hy gaan af, om en af. So weer nog een keer af, om en af. So jy tel glad nie jou hand op nie. Hy's rond en jy maak 'n reguit lyntjie af. Maar as juffrou die skerm so bietjie groter maak, kan jy sien daar is 'n venstertjie daaronder en 'n venstertjie daaronder. So beide die hoofletter en die klein lettertjie het venstertjies. Dan moet ons ook onthou om ons vingerspasies tussen te sit en nie oor 'n lyntjie te skryf nie, maar ook nie 'n ekstra lyntjie oop te los nie. Ons het ook 'n sinnetjie. Die sinnetjie sê Una Eil ry op die bus vir 'n uur. Kom ons lees dit saam. Una Eil ry op die bus vir 'n uur. Juffrou wil hier moet gou die video stop en gou vir die handskrif oefen. Reg, die handskriffies is nou klaar en ons gaan nou aanbeweeg na wiskunde toe. Juffrou het hier 2D vorms. Ons het sommer 4 blokkies gemaak. Die eerste woordjie is 'n vierkant. Juffrou daai woordjie geoefen. Ek het hom geskryf en gelees en nou wil ek hê moet julle vir my 'n prentjie by hom teken. 'n driehoek. Ons het hom geskryf en gelees en nou teken jy 'n prentjie. Sirkel, ons skryf hom en ons lees hom en dan teken ons 'n prentjie. En dan laaste 'n reghoek, ons skryf hom, ons lees hom en ons teken hom. So kom ons lees nog een keer al die woordjies voordat julle die video vir juffrou stop en dan gaan oefen. Vierkant, driehoek, sirkel, reghoek. Daar's hy. Reg, nou gaan ons 'n bietjie tel. Ons gaan in ene tel, so as jy 'n bietjie sukkel, dan kan jy weer julle 200 blok oopmaak. Juffrou gaan daarna oopmaak om vir julle te wys. Ons gaan vorentoe en terugtel. Julle kan van 0 tot 130 tel. So hierdie is lekker maklike tel. Julle behoort dit uit julle kop uit te kan tel, maar as julle 'n bietjie sukkel, gebruik julle 100 blok. So juffrou wil hê julle moet begin by 14 en nou het julle lekker saam tel. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kom ons sit ons vinger op 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61. Laaste enetjie sit jou vinger op 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Nou is dit jou beurt om 3 getalletjies te kies op die 100 blok en vir juffrou vorentoe en terug te tel in ene. So wat jy gaan doen is jy gaan vir juffrou, kom juffrou gaan terug na die 100 blok toe. Jy gaan nou 3 getalletjies hier kies en in ene tel net soos juffrou 3 gekies het. So stop die video en oefen gou vir juffrou om in ene te tel.
Reg, ons het nou klaar getel, dan gaan ons weer 'n bietjie vorms doen. Juffrou het 'n tabel geteken en die tabel is maar eintlik net 'n klomp blokkies. Nou juffrou gaan later vir julle nog 'n video stuur waar juffrou net oor vormpies gesels. Dan gaan ons 'n hersieningsles hê oor net vorms. So as jy nou 'n bietjie sukkel, kyk na daai lesie op YouTube wat juffrou gaan later gaan deel met julle, net om 'n bietjie te hersien. So hier staan vorm. Juffrou gaan gou 'n blokkie ommaak dat julle kan sien vorm en onder vorm gaan juffrou die naampies van die vorm skryf. Daar staan hoeke. So onder hom gaan ons die hoeveelheid hoeke skryf van elke vormpie. En dan hier is sye. En onder hom gaan ons die hoeveelheid sye skryf van elke vorm. So 'n vierkant, ons is nou hierso, 'n vierkant het hoeveel hoeke? Dan skryf vir my die getalletjie en hoeveel sye. Hier moet jy vir my die naam skryf van watter vormpie het 3 hoeke en watter vormpie het 3 sye. En dan laaste enetjie, die reghoek, hoeveel hoeke het hy en hoeveel sye het hy. En dan as juffrou dit 'n klein bietjie kleiner maak, dan kan ons sommer die volgende aktiwiteit ook verduidelik. En dit is 'n raaisel aktiwiteit. So jy moet nou luister na die leidrade wat juffrou vir jou gee, al die wenke wat juffrou vir jou gee en dan moet jy die antwoord vir juffrou neerskryf. Watter vorm is ek? Nommer 1 sê ek is rond en het geen hoeke nie. Watter vorm is dit? Dan skryf jy vir juffrou die naampie hier op die oranje lyntjie. Nommer 2. Ek het 2 lang sye en ek het 2 kort sye. Watter vormpie is ek? Dan skryf jy vir my die antwoordjie daar. Die laaste enetjie, nommer 3. Ek het 3 hoeke en 3 sye. Watter vormpie is ek? Dan skryf jy vir hom daar op die lyntjie. So nou gaan jy vir my die antwoordjies inskryf. Jy gaan eers die video stop en as jy klaar is, dan kan jy die video verder speel en dan gaan jy vir sommer vir jou die antwoorde gee. Dan kan jy kyk of jy die antwoordjies reg gekry het. Reg, so ons gaan na die antwoordjies kyk. 'n vierkant, sy naampie sê vir ons hoeveel hoeke het hy en hoeveel sye het hy. 4. 'n vierkant het 4 hoeke en 4 sye. En sy sye is ook gelyk. Almal is ewe lank. Watter vormpie het 3 hoeke en 3 sye? En die hoeveelheid hoeke gee vir ons ook sy naampie. Dit is 'n 3-hoek. 'n reghoek het 4 hoeke en 4 sye. Sy sye is nie ewe lank nie. Daar's 2 kort sye en 2 lang sye. Ek is rond en het geen hoeke nie. Wat is ek? Ek is 'n sirkel. Ek het 2 lang sye en ek het 2 kort sye. Wat is ek? Ek is 'n reghoek en ek het 3 hoeke en 3 sye. Wat is ek? Ek is 'n driehoek. So juffrou hoop julle het lekker aan hierdie raaisel speletjie gewerk. Nou gaan ons 'n bietjie blitswiskunde doen. So die vandag se blitswiskunde is verdubbel en halveer tot 10. So wanneer ons verdubbel, dat beteken dat die antwoord raak groter. So en ek tel dieselfde hoeveelheid by. So as ek sê verdubbel 2, dan sit ek nog 2 by. Verdubbel 2 is 4. As ek sê verdubbel 1, dan sit ek nog 1 by. So verdubbel 1 is 2. Laaste voorbeeldjie, verdubbel 5, ek sit nog 5 by. Verdubbel 5 gee vir my 10. So kom ons oefen gou-gou. Wat is verdubbel 6? Dis 12. Wat is verdubbel 3? 6. Wat is verdubbel 7? 14. Mooi, as jy wil kan mamma vir jou nog verdubbel vragies vra.
kom ons gaan nou na die halveer toe. Wanneer ons halveer, dan verdeel ons die getalletjie in 2 groepies. So die antwoordjie raak kleiner. So as ek 10 het, dan maak ek 2 groepies. Ek maak 1 groepie daai kant en ek maak 'n groepie aan daai kant. So ek verdeel die 10 in 2 gelyke groepies. Hierdie groepie het 5 en daai groepie het 5. So my antwoord as ek 10 halveer is 5. As ek die getalletjie 4 het, 1, 2, 3, 4, en ek halveer 4, dan maak ek 2 groepies. Ek sit 2 daai kant en ek sit 2 daai kant. So die helfte van 4 is 2. Laaste enetjie. Kom ons halveer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dis 8 vingers. As ek 8 wil halveer, dan sit ek 4 in daai groepie en ek sit 4 in 'n tweede groepie. So die helfte van 8 is 4. Kom ons oefen. Wat is die helfte van 6? 3. Wat is die helfte van 4? 2. Kom ons maak dit 'n bietjie moeiliker. Wat is die helfte van 5? 2,5. Mooi. So mamma kan vir jou nou nog halveer vragies vra vir blitswiskunde. Nou gaan ons 'n bietjie na horlosies kyk. So as jy 'n horlosie het, wil juffrou hê moet hom uithaal. Miskien het jy enetjie gemaak met verlede week se werkies. Juffrou het ook 'n paar geteken hier op ons werkies wat ek vir mamma en pappa gestuur het. So kom ons hersien gou-gou hier. In die rooi blokkies is daar lekker belangrike wenke. Die lang wyser wys die minute. So daar's 'n lang wyser. Die kort wyser wys die ure. Wanneer die lang arm op die 6 is, soos daar, dan is dit half. Maar wanneer die lang arm op die 12 is, soos daai eerste ene, dan is dit ure. So as die lang arm, die minuutwyser, 1 keer omgaan, heeltemal om en hy beland weer op die 12. So hy begin by die 12, hy gaan om tot by die 12 weer, dan het daar 1 uur verby gegaan. 60 minute is dan verby. En dan het die kort wysertjie 1 getalletjie verder beweeg. Maar wanneer hierdie lang wyser slegs halfpad gaan, hy stop by die 6. Hy het nie die helfte van jou horlosie verby gegaan. Dan is dit half. En dan, omdat hy net 'n halwe van jou horlosie beweeg het, moes dit 'n halwe uur en dan is dit ook net 30 minute wat verby gegaan het. So kom ons kyk gou 'n bietjie op hierdie horlosies. Die lang arm, die minuutwyser, is op die 12. So dit beteken, ons gaan 'n uur lees. Die korte wys na die 2. So dit is 2 uur. Hier kyk ons na die volgende ene, die lang arm, die minuutwyser is op die 6. So dit beteken half. Die kort armpie is tussen die 7 en die 8. So hy is op pad na die 8 toe. So dit beteken dit is half 8. Hy is op pad na die 8. Volgende enetjie, die lang arm, die minuutwyser is op die 6 en die kort armpie is op pad na die 4 toe. Hy is tussen die 3 en die 4. So dit is half 4. Nou wil jy vir hom moet jy die wysers inteken van 10 uur. As dit 10 uur is die lang minuutwyser op die 12 en die korte wys na die 10, die ure wys na die 10 toe. Half 11, die lang arm sal na die 6 toe wys en die kort arm, die uur, sal tussen die 10 en die 11 is, hy is op pad na die 11 toe. Half 9, die lang arm is op die 6 en die kort armpie is tussen die 8 en die 9. Hy is op pad na die 9 toe, so dit is half 9. So wat juffrou nou wil doen, julle moet doen is, julle moet gou-gou die antwoordjies vir my inskryf, net soos ek dit verduidelik het,
En as julle 'n horlosie miskien by die huis het wat julle kan gebruik, of julle het enetjie gemaak verlede week, dan wil juffrou hê moet julle vir my 'n bietjie speel met daai horlosie en vir mamma verskillende ure wys en verskillende halfure. So byvoorbeeld wys vir mamma 8 uur, wys vir mamma 5:30, wys vir haar 12 uur, wys vir haar 6:30, wys vir verskillende tye, dan kan mamma kyk of jy die lang arm en die kort arm op die regte plekkies gebruik. Reg, ons gaan nou aan met taal. Wat juffrou wil hê julle moet doen, is julle moet vir my die str en die skr woordjies 2 keer deurlees in julle huistaal flipfiles, om te oefen vir môre se toetsie. Ons gaan nie vandag weer skryf daaraan nie, maar wat ons wel gaan doen, is ons gaan 'n bietjie oor die verlede tyd leer. Nou, ons het al gesels oor die verlede tyd. Die verlede tyd is iets wat ons al reeds gebeur het, dit is agter my. Onthou julle daai tekenkie wat jy vir julle gewys het? So kom ek maak gou-gou vir julle groot. So verlede tyd is ietsie wat agter my gebeur het. So vat jou handjies en jy wys agter. Dis in die verlede. Dit het al gebeur. Maar die teenwoordige tyd is mos nou, dit gebeur nou. En die toekomstige tyd gaan nog gebeur. So dit is voor jou. So verlede tyd, teenwoordige tyd, toekomstige tyd. Maar vandag gaan ons net fokus op die verlede tyd. So handjies agter julle, ons gaan nou gesels oor goedjies wat alreeds gebeur het. So as ons teruggaan na ons werkie, dan kan jy sien dis iets wat gebeur het gister, of iets wat gebeur het verlede week, of verlede maand, of 'n jaar terug. Dit is alreeds verby. Soos byvoorbeeld Kersfees, dit het ons nou alreeds gebeur. Valentynsdag het dit reeds gebeur. Baie van julle verjaarsdae, die jaar het alreeds gebeur, so dis als in die verlede tyd. Wat juffrou nou wil hê julle moet doen, julle gaan nie vir my sinnetjies skryf nie, maar julle gaan wel vir my regmerkies maak by al die sinne wat in die verlede tyd geskryf is. So jy het sulke blokkies geteken langs my sinnetjies en ek wil hê jy moet of 'n regmerkie maak as dit die verlede tyd is, as dit agter jou gebeur het alreeds, of 'n kruisie as dit nie die verlede tyd is nie. So juffrou gaan nou die sinnetjies lees en dan maak julle vir my 'n regmerkie of 'n kruisie. Ons het lekker gespeel. Is dit in die verlede tyd? Het dit al gebeur? Sy verjaar vandag. Is dit in die verlede tyd? Het dit al gebeur? Dit het gister gereën. Is dit in die verlede tyd? Môre gaan ons koek bak. Het dit al gebeur? Is dit in die verlede tyd? En die laaste enetjie, dit was baie lekker by die see. Reg, kom ons kyk gou-gou na die antwoordjies. Ons het lekker gespeel. So gister het dit gebeur, of eergister, ons het, daai woordjie het en ge, sê vir ons dit het reeds gebeur. So ja, hierdie enetjie het 'n regmerkie by, hy is in die verlede tyd. Sy verjaar vandag. Dit is nie die verlede tyd nie, dit gebeur nou, vandag. So hy het 'n kruisie by. Dit het gister gereën. Hy het 'n regmerkie. Dit is die verlede tyd. Die woordjie het en ge sê vir ons dit het al reeds gebeur en ook die woordjie gister sê vir ons dit gebeur nie nou nie, dit gaan nie nog gebeur nie, dit het al gebeur. Môre gaan ons koek bak. Dit is nie in die verlede tyd, dit is in die toekomstige tyd. Die woordjie môre sê vir ons dat dit nog nie gebeur nie. Laaste ene, dit was baie lekker by die see. Was sê vir ons dat dit het al reeds gebeur. Dit is nie baie lekker nie, dit is wat sou dit nou gebeur het, maar ons het dit was baie lekker, so dit al reeds gebeur. Reg. Dan wil juffrou hê, moet julle die tweede paragraaf van die brief lees, so kom ons maak hom gou-gou oop.
vir 'n sekonde net gou-gou. Ek dink ons gaan hom later oopmaak, wanneer juffrou vir hom oopgekry het. Kom ons gaan gou eers terug na verbs toe. Of jy kan sommer daai paragraaf, tweede paragraaf van die brief self is as jy vir hom nie oop kan kry betyds nie. Reg, verbs. Kom ons sê daai woordjie. Verbs. 'n verb is 'n werkwoordjie. Nou, ons het al werkwoordjies in Afrikaans behandel. 'n werkwoordjie is iets wat jy doen, 'n werkie. So spring en sing, praat, eet, speel, al daai woordjies is werkwoorde, woordjies wat ek doen, 'n werkie wat ek doen. En in Engels noem ons 'n werkwoordjie 'n verb. So kom ons kyk gou of ons in Engels al die werkwoordjies kan kry, al die verbs. Vir maak gou weer oop. Reg. So hierso het jy geskryf, a verb is an action or a doing word. So 'n aksie of 'n doenwerkie, 'n doenwoordjie. So let's see, circle, dit beteken maak 'n kringetjie om dit, maak 'n sirkeltjie. Circle all the words. I eat my apple. Which one is the verb? Wat sien is die werkie? Maak gou 'n sirkeltjie om hom. She jumps over the box. Maak gou 'n sirkeltjie om die verb. The fox runs fast. Reg, het julle nou sirkeltjies om almal getrek? Stop gou die video as jy nog sirkeltjies trek, want jy gaan nou die antwoordjies gee. Reg, I eat my apple. Eat is the verb. That's the doing thing. I eat. She jumps over the box. Jumps is wanneer jy spring. Dit is die werkie. The fox runs very fast. Runs, hardloop. Dit is die werkie. Dit is die verb. So kom ons sê gou weer, wat is 'n werkwoord in Engels? 'n verb. Nou wil juffrou hê, moet julle kyk. In hierdie wolkie het ek 'n klomp woordjies gesit. En julle moet nou vir my 'n sirkeltjie trek om al die woordjies wat 'n verb is. So as jy nou jou potlood reg het, juffrou gaan nou lees, dan maak jy 'n sirkel om al die woordjies wat jy dink is 'n verb. So daai woordjie is chair. Dis 'n stoel. Box. Dis 'n boks. Eat. Dis wanneer jy ietsie eet. Hair, dis jou haartjies. Pretty, dis mooi. Sing, dis sing. Bed, is 'n bed. Sleep is wanneer jy lekker slaapies. Dirty is wanneer ietsie vuil is. Fox is 'n jakkals. Speak is praat. En see is wanneer jy ietsie sien. Reg, het jy sirkeltjies gemaak om almal? Stop die video as jy nog bietjie agter is. Juffrou gaan nou die antwoordjies gee. Reg, die antwoordjies is 'n chair kan ek nie doen nie. Dit is iets waarop ek sit. 'n box kan ek ook nie doen nie. Dit is 'n box, ek kan hom vat. Eat, dit kan ek doen, nee, ons kan ons eet. So hy moet 'n sirkeltjie om hê. Hair, ek kan nie 'n hair nie. Ek kan vat aan my hare, maar ek kan dit nie doen nie. Pretty is ook nie 'n werkwoord nie, it's not a verb. Dis iets wat mooi is. Sing, kan ek sing? Ja, I can sing. So dis 'n werkwoord. Bed, dis ietsie waarop ek slaap, is iets waarna ek kan vat, so dis nie 'n werkwoord nie. Sleep, ja, dis mos ietsie wat ek kan doen. Ek kan mos sleep. I can sleep in my bed. So dis iets wat ek doen, so dis 'n verb. Dirty is nie 'n werkwoord nie, it's not a verb. It's something that is not clean. Fox, I can't fox. A fox is an animal. Speak, can I speak? Yes, I'm speaking right now. So speak, you can put a circle around speak. And the last one is see. Yes, I can see.
If I'm not blind, then I can see. So it's something that you do. Juffrou hoop, julle het nou mooi daar geleer. Al die werkwoordjies in Engels. Onthou 'n werkwoordjie in Engels noem ons 'n verb. Reg. Nou gaan ons 'n poem lees. Hier is die poem. I hear thunder, I hear thunder. Dit is beteken ek hoor donder weer. Oh, don't you? Oh, don't you? Nou wat is daai dan? Weet ons wat ons volgende noem. Dis 'n vraagteken. In Engels moet ons dit 'n question maak. En hier vra hy, hoor jy dit nie ook nie? Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. Dis die gelykie pitter patter wat die druppeltjies maak wanneer hy op die vloer val. I'm wet through, so are you. So die meisie of die seentjie wat praat sê dat sy is heeltemal nat en jy ook. So as hulle heeltemal nat is, staan hulle buite. Ek dink so. En dis hoe hulle nat geraak het. Kom ons lees nou gou die gediggie saam. I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you? Oh, don't you? Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through, so are you. As jy wil, kan jy bewegingkies bysit. I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you? Oh, don't you? Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through, so are you. So as julle wil, kan julle 'n bietjie die gediggie gaan leer. Stop gou die video, dan lees jy homself deur. As jy wil, kan jy die bewegingkies bysit. Reg, dan kyk ons gou-gou. Ons laaste werkie vandag is listen and talk. So julle gaan nou mooi moet luister. Hier is prentjies. Nou wat ek wil hê jy moet doen, as jy moet nou die video stop, jy moet bietjie kyk na die prentjies en bietjie dink, wat gebeur in hierdie prentjies? In nommer 1, in nommer 2, in nommer 3, en nommer 4. En dan wil ek hê moet julle vir mamma vir pappa in Engels vertel wat gebeur in hierdie prentjies. So tell mommy and daddy what is happening in this picture, but use English words. If you get stuck or you struggle, you can ask mommy or daddy what English word can I use, and then they can help you. So quickly pause the video and quickly think of some sentences. Reg, ek hoop julle het lekker Engels gesels met mamma en pappa. Nou gaan ons kyk, hier is alreeds sinnetjies hieronder wat ons nou moet verbind aan die regte prentjie. So daai sinnetjies sê, kom ek kyk of ek 'n blokkie om kan trek. Then Uncle Ben taught us how to swim. Then Uncle Ben taught us how to swim. Which picture do you think does that sentence match? I think it's number 3 because there is Uncle Ben and he is showing them how to swim. Next one. After that we swam. After that we swam. Which picture does that sentence fit? I think it's number 4 because you can see the boy and the girl swimming and Uncle Ben is looking how they are swimming. Right, then the next sentence says, one day we went to the river to swim. One day we went to the river to swim. Which picture does that sentence fit? I think it's number 1. You can see they're on their way to the river, they are walking, maybe having a conversation. And then the last sentence says, first we played in the water. First we played in the water. Which picture does that match? The last picture that's left is number 2. And you can see they are standing in the river, in the water, and they are playing with the ball. So there they are playing. Reg.
Ek hoop dat julle het baie lekker saamgewerk. Ek hoop dat julle julle boontjies geplant het. Juffrou het vroeër gevoel haar boontjie is nog lekker nat, so ek het nog nie watertjies bygegooi nie. Julle moet lekker werk en juffrou gaan later vir julle 'n forums video ook opsit as julle wil 'n bietjie wil hersien daaroor, maar juffrou hoop julle het lekker gewerk en julle moet 'n baie lekker middag hê. Baie my engele.